Here, dankie dat ons as oorwinnaars kan leef in hierdie wêreld. Soos ek nou gesing het. Want U is 'n werklikheid in ons lewe. U het regtig opgestaan. U het gesterf vir ons sondes. U het ons 'n nuwe lewe kon gee. U het namens ons betaal vir alles wat ons verkeerd gedoen het, nog doen en gaan doen. U het ons lief en U lewe. Here, help ons om toe te laat dat wat U vandag vir ons wil sê, dat dit ons lewe kom verander. Dat ons sal toelaat dat dit nie net hier sal bly nie, maar dat ons sal kan uitgaan in hierdie wêreld. En dat ons U liefde wat ons ervaar deur wie U is in ons lewe, dat ons dit ook sal uitleef oral waar ons gaan. Dankie Here dat U vandag hier by ons betrokke en teenwoordig is. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Johannes 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is hy nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dis die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolou was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skeietjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disipels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet, dit was die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Toe sê hy vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil,
Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons lees tot sover. Ekskuus. As mens nou hierdie hoofstuk lees, dan redeneer baie mense dat hierdie hoofstuk nie oorspronklik deel was van die boek Johannes nie, en dat dit na die tyd bygevoeg is. So, dit is half 'n nagedagte van die verhaal. Amper, hier is wat gebeur het, en dis die einde van die storie, en dan hier Johannes 21 sê, kom en sê, maar hierdie is wat toe nou op die ou end met die disippels gebeur het. Nadat Jesus opgestaan het en aan hulle verskyn het. Die skrywer gee amper vir ons half 'n paar snapshots om 'n bietjie vir ons te vertel en te help met wat het geword van hierdie mense. Dis altyd die vraag as mens aan die einde van die storie kom. Wat het toe gebeur met hulle? Het hulle toe getrou? Het hulle toe by mekaar gebly? Wat het van hulle geword? Wat het na die tyd gebeur? En dit is wat Johannes 21 op 'n manier is. Vir ons bietjie kom wys, maar dit is hoe die nuwe realiteit saam met Jesus gelyk het. So, daar's 'n paar wat hier uitstaan, en onder andere die eerste een in vers 1 tot 3, kom ons agter, hulle was by mekaar. Hulle het nie net uit mekaar uitgespat nadat Jesus opgestaan het uit die doodheid nie. Hulle het nie net hulle eie rigting gegaan nie, hulle het by mekaar gebly. Hulle het mekaar opgepas en hulle het saam die lewe geleef. Petrus gaan vang vis en die ander mense sê, ons kom saam. Hulle leef die lewe in al sy aspekte saam. Hulle is nie net geestelik saam nie, hulle is saam. Hulle het 'n familie geword. Jesus Christus het 'n gemeenskap gestig, wat selfs al toe hy nie meer daar was nie, het hulle steeds by mekaar gebly. Hulle het mekaar gekoester, hulle het saam die lewe geleef. En miskien is dit die droom vir God se gemeenskap ook. Die Here het ons nie gemaak om die lewe alleen op ons eie te veg nie. Hy het ons gemaak om saam met mekaar te wees, mekaar te ondersteun, daar te wees vir mekaar in alle aspekte van die lewe, te weet wat in mekaar se lewe aangaan, saam te bid wanneer dit sleg gaan, saam te ondersteun wanneer ons nie weet watter kant toe nie. En wanneer dit goed gaan, dat ons saam fees vier, die lewe saam sal leef, saam sal loof en prys, saam die lewe sal doen. God stuur hulle uit om vissers van mense te wees, nie een apart nie, maar saam. Want saam kan ons soveel groter verskil maak. So hulle het by mekaar geleef. Sê die hele konsep van as mens vuur maak en jy haal 'n koeltjie uit en jy sit hom een kant, dan gaan hy gou dood. Hy word gou koud. Maar wanneer ons by mekaar bly, die vuur by mekaar bly, dan kan mens baie doen daarmee. En dan word dit nie so gou koud nie, dit bly baie, baie lank warm. En daarom sê God ook, hy stig hierdie gemeenskap, hierdie familie in Christus, dis ons missie ook, nee, om as familie in Christus 'n verskil te maak. Ons weet wie ons is, ons identiteit is in God. Selfs nadat Jesus hemel toe is en 'n plek vir ons gaan voorberei. Die tweede, so dis die eerste snapshot, om by mekaar te bly. Die tweede een is, ons luister na sy stem. As mens nou hierdie verhaal lees, is dit baie dieselfde as die verhale in die ander evangelies. Die disippels het gaan visvang, hulle het die hele nag niks gevang nie, hulle is moedeloos, hulle is honger, hulle het nie kos om huis toe te vat nie. En dan sê Jesus, gooi die net aan die ander kant uit. En ewe skielik is daar baie visse, meer as wat hulle ooit kan dink of droom. Nou die verhaal is baie dieselfde, daar's twee verskille. Die een is, Jesus is nie binne in die boot saam met hulle nie. Hy staan op die wal en hy sê vir hulle, gooi hulle visse aan die ander kant uit. En dit help ons om te weet dat hulle
Hulle het nie noodwendig nodig gehad dat Jesus fisies by hulle moet wees nie. Hulle het geluister na sy stem, hulle was gehoorsaam, hulle het sy stem geken en hulle het hom erken as die God van die heelal. Hulle het hom erken as Jesus wat saam met hulle geleef het. Hulle het so diep verhouding met hom gehad. Hulle het 'n baie intense pad saam met hom gestap hierdie afgelope 3 jaar. Hulle meester, die een wat altyd daar was saam met hulle. Hulle het sy stem geken en hulle het geluister. Hulle was gehoorsaam aan die Here. So God wat ons roep om te luister na sy stem, om in so diep verhouding met Jesus, ons verlosser, te wees. So dit gaan nie net oor, ja, ek glo nie. Dit is die begin, dit is wonderlik, dit is so geweldig groot. Maar meer as dit, God wil nie net vir jou red en dan is hy klaar met jou nie. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil 'n pad saam met jou hê. Stap. En hy wil hê jy moet hom so intens ken dat jy kan luister na sy stem. Dat jy hom kan herken wanneer hy jou roep. Dat jy so weet wie hy is en wat sy waardes is. Dat dit so deel van jou word, dat dit deel van jou hele lewe word. Luister na God se stem. Dan die tweede verskil is, dis aan die einde van Jesus' bediening en nie in die begin nie. In die ander evangelies sê Jesus dit vir hulle as hy die disippels roep. Maar hier gebeur dit wanneer Jesus klaar opgestaan het uit die dood uit en hy amper van hulle af weggaan. So hy stuur hulle ook uit en sê, maar luister na my stem en weet, ek is steeds by julle. Julle is nie alleen nie. Ek gaan nie julle stuur en dan los ek julle net nie. Ek is by julle oral waar julle gaan. So hierdie verhouding om te kan luister na God se stem, sy waardes en wie hy is, dat dit so deel word van ons lewe dat ons hom kan herken. Want God praat met stemme uit die hemel. Hy het dit met Saulus gedoen. Hy het met 'n verskriklike helder lig aan hom verskyn sodat dit van sy voete afgeslaan het. En dan praat hy met hom. Ja, God doen dit, maar hy doen dit meeste van die tyd nie. Want as ons in 'n verhouding met God leef, het ons nie noodwendig nodig om 'n stem uit die hemel te hoor nie. Ons herken hom waar ons elke dag beweeg. Ons herken hom in die waardes wat hy ons leer in die Bybel. Wanneer ons tyd saam met ons spandeer, raak ons so bewus van wie hy is, dat ons kan luister na sy stem en dat ons kan sien wanneer hy werk in die wêreld. Luister na God se stem. So die disippels het hom so goed geken dat hulle geweet het wie hy is. Selfs as hy nie fisies langs hom staan nie, weet hulle nog steeds. Hierdie is die Here. Ons lees ook as hulle aan wal gaan, dat hulle nie eers daarby uitgekom om hom te vra, wie is jy nie? Hulle het geweet, Jesus, dis hy. Hulle het hom herken in wat hy gedoen het en hoe hy dinge gedoen het. So God kom en hy kom sê, ja, ek weet ek is nie meer fisies hier nie, maar ek stuur die Heilige Gees vir julle. Ek gaan vir julle, ek is altyd by julle, al sien julle my nie. Weet, ek is in julle harte, ek is deel van wie jy is. Luister na my stem. Weet, ek sal jou nie in die steek laat nie. Die derde ene gaan oor die gemeenskap by die vuur. En is baie, as mens nou dink aan Petrus se verhaal, is dit baie dieselfde as die vuur waar Petrus gestaan het, toe Jesus gevange geneem is, en mense vir hom vra, maar is jy nie iemand, die een wat saam met Jesus die pad gestap het nie? Is jy nie sy disipel nie? Petrus wat 3 keer vir hulle sê, nee, dit is nie wie ek is nie. Vergeet daarvan. Waar Petrus 3 keer vir Jesus verraai en sê, ek ken hom nie, weet nie wie dit is nie. Maar dat hy so bang was, dat hy ook gaan gestraf word. Dat hy so bang was, dat hy sy lewe gaan verloor. En hier kom Jesus, en hy gee vir Petrus 'n nuwe identiteit. Hy kom sê, Petrus, jou storie begin weer.
Petrus, die verraaier, die een wat te bang was om iets te doen, word die rots van die kerk. God roep hom en sê maar, hier is vir jou 'n nuwe identiteit. Hou op bang wees. Weet, ek is by jou. Ek het jou lief. Die een wat God gaan gebruik om dapper dinge te doen. So Petrus moet hier sy realiteit in die gesig staar. Die skaamte wat hy gehad het. Want Jesus het opgestaan. Ja, hy het dood gegaan, maar Petrus het nog steeds vir Jesus verraai. Hy het hom nog steeds in die rug gesteek. Hy het hom seer gemaak. En hy moet vir Jesus hier in die oë kyk. En sê, Here, ek weet wat ek gedoen het. En dit was moeilik. En Petrus, as Jesus vir hom die derde keer vra, het jy my lief, dan sê dit soos, maar Here, hoekom vra u my dit? U weet dit aan. Hy moet sy eie pyn, sy eie seer, sy eie stikkendheid in die gesig staar en weet, maar ek is baie skuldig. Ek het niks om te sê nie. Maar Jesus wat dan vir hom 'n nuwe identiteit kom gee en sê, Petrus, dis oukei. Ek vergewe jou. Kom ons begin weer. Ek het groot drome vir jou. So die Here sê vir ons ook, my kind, ek weet jy het verkeerde keuses gemaak. Ek weet dis rof. Ek weet nie, jy weet nie altyd hoe nie. Ek weet jy gee partykeer toe aan goed wat jy nie moet nie. Maar kom ons probeer weer. Ek vergewe jou. Kom ons begin nuut. Soos ons in die begin gelees het daar in Psalm 30, die Here se oordeel. Die Here se toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. En dis deel van die genade van wie God is, nie? Is die feit dat hy hou dit nie teen ons nie. Wanneer ons by hom kom staan en sê, Here, hier is ek. Met my swakheid, met my seer, met my droog maak, kom Jesus en sê, dis oukei my kind, kom ons probeer weer. En dis presies wat met Petrus gebeur het. En dit bring ons by die laaste gedeelte, waar Jesus so half amper hierdie goeie herderskap van hom, die een wat ons herder is, wat ons oppas, oorgee aan Petrus en sê, maar laat my lammers vei. Pas my skape op. Volg my. God wat kom sê, maar dis nou julle beurt. Jesus wat kom sê, ek gaan weg, gaan vir julle 'n plek voorberei. Ek beloof dat julle altyd by God sal wees. Maar moenie worry nie, ek stuur vir julle iemand, maar laat my lammers vei. Julle het nou gesien wat ek gedoen het. Dit verwys so terug na hoofstuk 10 waar hy sê, hy is die goeie herder, hy is die een wat ons oppas, wat daar is vir ons, wat ons bewaar en beskerm, en as ons afdwaal, dan gaan haal hy ons weer, en dan bring ons weer terug. Hy is die goeie herder, en hy wat ook sê, maar julle het nou gesien hoe om die goeie herder te wees. Moet dit nie nou net vir jouself hou nie. Gaan uit, en gaan wees dit. Gaan pas my skape op, wees liewe mense, maak 'n verskil in hierdie wêreld. Wees vissers van mense. Hy stuur vir Petrus uit en sê, jy is nou nuut, ek het jou nuut gemaak, ek het jou sondes vergewe, jy is gered, jy het 'n nuwe identiteit gekry. Gaan nou, dis nou jou beurt. En dit is my so diep geraak, want het persoonlik het dit vir my so baie betekenis ook. My oupa was 'n sendeling sy hele lewe lank gewees. Tot hy so siek geword het dat hy nie meer kon regtig iets doen nie. En die laaste keer wat ek met hom gepraat het, hy het gesê hy gaan een van ons familielede doop, en hy kon dit nie meer doen nie want hy was te siek gewees, en hy het my gevra of ek dit nie sal doen in sy plek nie. En toe het ons gepraat oor die doop, en een ding wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie is,
wat hy vir my gesê het. Hy het gesê, hy het nou sy deel gedoen, dis nou my beurt, dis nou ons beurt. En dis vir my so groot, en dis presies wat Jesus hier kom doen het ook. Hy het gesê, ek het julle nou gewys hoe om dit te doen. Gaan doen dit, gaan leef die liefde wat julle van my ervaar het, gaan leef dit uit. Dis nou jou beurt. Die stokkie, ons nou Chariots of Fire, die wysie van Chariots of Fire gesing, die stokkie word oorgegee. Dis nou jou beurt. Gaan leef die liefde wat jy by my ervaar het en gesien het en beleef het in jou eie lewe. Leef dit uit in die wêreld. God roep jou. Leef voluit saam met God. Jy is Godsin. En omdat jy Godsin is, kan jy anders lewe. Kan ons mekaar oppas en ander oppas tot die beste van ons vermoë. My oupa het ook gesê altyd, jy kan mense se dade oordeel, want mense doen verkeerde goed, maar jy gooi nooit 'n mens weg nie. En dis presies wat Jesus ook doen. Hy kom sê vir ons, ja, daar is verkeerde goed in hierdie wêreld. Maar ons moet mense lief hê. Dis ons werk. Dis die opdrag wat ons kry by God. God het vir ons die voorbeeld kom wys. Hy het vir ons kom wys wat dit beteken om regtig lief te wees vir mense. By mense wat dit nie verdien het nie. Hy kom sê vir ons, jy is myne. Kom ons leef voluit saam met God. Kom ons leef tot die beste van ons vermoë. Kom ons leef die lewe voluit. Moenie dat die lewe se omstandighede so behandel dat jy vergeet om voluit saam met die Here te leef nie, want dit is wat hy vir ons kom doen het. Hy het ons gemaak om voluit saam met hom te kan leef, elke dag van ons lewe. Dis as gevolg, ja, daar in Romeine 8 staan daar, dis as gevolg van u wat ons soos slagskape behandel word, dat ons lewe elke dag bedreig word. Mense is vervolg, maar ten spyte van die feit dat dit moeilik is, weet ek dat ek Godsin is en dis hoekom ek kan doen wat ek kan doen. Dis hoekom ek kan lief hê ten spyte van. Beteken nie ek sê dit wat verkeerd is reg nie. Dis glad nie wat ons sê nie. Maar ons weet dat ons die mense nodig het om lief te hê. Dis die opdrag wat Jesus vir ons kom gee het. En jy weet dat ons niks kan wegvat van hom af nie. En dis wat met die disippels ook gebeur het. Hulle kon nie stil bly nie. Hulle kon nie ophou nie, want hulle die liefde wat hulle by Jesus ervaar het, was so deel van hulle wese, dat hulle nie anders kon as om dit te verkondig nie, om dit uit te leef nie. So wat sien ons in hierdie stuk? Eerstens, koester die verhoudings wat God vir ons kom gee het. Ons is 'n geloofsfamilie, ons moet mekaar oppas, ons moet daar wees vir mekaar, ons moet mekaar ondersteun en ons moet lief wees vir mekaar met ons alles. Ons kan dit nie alleen doen nie. En die Here het ons nie verwag dit ook nie van jou om dit alleen te doen nie. Koester mekaar. Leef jou verhouding met God saam met ander gelowiges. 1. 2. Dis 'n lewende verhouding met God. Luister na sy stem. Hou jou verhouding met God lewend. Moenie net, ek is nou gered en nou gaan ek net aan met my lewe en dis nou klaar nie. Leef saam met die Here. Dis 'n voorreg om dit te kan doen. Koester jou verhouding met God. Moenie dat dit tweede kom in jou lewe nie. En wanneer jy jou verhouding met God koester, wanneer jy tyd saam met hom spandeer, wanneer jy luister na sy stem, sien jy hom raak in die lewe elke dag. En kan jy luister na sy stem? Kan jy dit hoor? Weet jy is nuut gemaak. Ja, ons maak foute. Ja, die lewe is moeilik soms.
Maar die Here het vir jou 'n nuwe identiteit gegee, die dag toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood, het hy vir jou kom sê, my kind, daar is tweede kanse, my genade vir jou is genoeg, jy kan, want ek kan, want God kan. Hy is groot, hy is almagtig, dis nie as gevolg van my nie, dis nie omdat ek oulik is dat ek hierdie kan doen nie, Jesus is by jou en hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe identiteit, jy kan dit doen, jy kan wees wat ek jou gemaak het om te wees. En dan sê hy, gaan uit en pas my skape op, gaan uit, gaan maak 'n verskil, leef die liefde wat ek vir jou kom gee het, elke dag uit in jou lewe. Jesus is 'n werklikheid in jou lewe. Jesus het regtig opgestaan. Moenie dit vergeet nie. Leef dit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U 'n werklikheid is. Dankie dat U regtig opgestaan het uit die dood uit en dat U my sondes vergewe het en dat U my kom nuut maak het. Dankie Here vir die liefde wat U vir my in my lewe kom gee het. Dankie dat ons dit kan deel met mekaar en met ander, dat ons mekaar kan koester. Mekaar kan help wanneer dit moeilik gaan, mekaar kan help op die regte pad wanneer dit nodig is. Here, dis moeilik. Dis moeilik om te kan erken dat ek foute maak, maar dankie dat U vir my kom sê, maar ek is nog steeds goed genoeg. U kom en U kom omhels my en sê, my kind, daar is nog kanse. Jy kan nuut begin. Dankie Here dat ons ons harte oop kan maak voor U en kan weet, maar by U is ek veilig. Dankie dat ons dan hierdie liefde, hierdie geweldige groot liefde, wat alle verstande bowe gaan, ook in ons eie lewe kan ervaar, maar dit ook kan uitleef in die wêreld waar ons is. En Here, dit is net moontlik wanneer ons weet wie ons is in U. So dankie dat ons kan weet. Dankie dat ons kan weet dat maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat die wêreld doen aan ons nie. Ons is U sin en niks kan dit wegvat van ons af nie. Ons is U sin en maak nie saak, selfs al sterf ek, sal word soos ek soos 'n slagskaap behandel. Ek is U sin en ek bly U sin en ek sal altyd U sin bly. Tot in alle ewigheid, Here. Help my om dit te weet. Help my om vas te hou daaraan met alles wie ek is. Dankie Here vir U liefde, U genade en U werklikheid in ons lewe. Amen.